Geliefdes, ons skriflesing gaan vandag kom uit Lukas 15. Dis die gelykenis van die verlore seun. Ek het op die advertensie ook gesê, dis waarskynlik een van die mees aangrypende gelykenisse wat vir ons opgeteken is in die Bybel. En mag die Here ook op 'n nuwe manier met elkeen vandag uit hierdie gedeelte praat. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie. Dankie dat ons in U naam by mekaar kan wees. Dankie dat U vir ons beloof het dat U saam met ons is. Dankie dat ons U Gees se teenwoordigheid ook hier kan beleef en kan vier. En dankie Here dat ons weet dat U woord lewend is en dat U woord ook lewe gee. En mag dit so wees in elkeen van ons lewens vandag. Mag ons dit so ervaar, hoe dat U lewe gee deur U woord vandag. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Lukas hoofstuk 15, ons lees daar vanaf vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouerhuis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en hy het ook begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa so goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom teruggekry. Geliefdes, wie van julle wat kinders het, of kleinkinders het, sal seker onthou, hoe mens met jou kinders speel. Op 'n dag gaan vat jy daai kind, dan sit jy die kind voor 'n spieël neer, en dan sê jy vir die kind, wie's daai? Aanvanklik sal die kind sy hand uitsteek en probeer vat aan hierdie baadjie
in die spieël, en dan breek daar 'n dag aan, dat hierdie kind weet, dis nie 'n maatjie wat daar sit nie, dis hulle self wat daar sit. En met die gelykenisse is dit een en dieselfde. Vir jare lank kan jy die gelykenisse lees en voortdurend in verwondering staan oor die karakters wat 'n rol speel in hierdie gelykenisse. En dan op 'n dag besef jy, hierdie gelykenis gaan oor ek self. En ek wil my verstout om te sê dat daar min gelykenisse is waar hierdie aspek duideliker word as juis in hierdie gelykenis van die verlore seun. Ons almal ken die verhaal. Dit gaan oor 'n jong man wat op 'n dag besluit om sy ouerhuis te verlaat. Dis nou nie hier 'n kwessie van gesonde volwassenheid of onafhanklikheid wat maak dat hy wil weggaan nie. Maar skynbaar is daar meer 'n opstandigheid by hom en hy voel hy wil wegkom uit hierdie streng atmosfeer in die ouerhuis. Hy wil daarmee breek, hy wil vry wees, hy wil sy eie baas wees en hy glo dat dit die pad is waar hy geluk sal vind. En daarom stap die seun na sy vader toe en hy eis sy deel van die erflating vir homself op. Nou, dit was nie ongewoon in daardie tyd dat 'n vader sy erflating reeds voor sy dood aan sy kinders sou gee nie, maar dan het die vader die vruggebruik van daardie erflating behou totdat hy dan sou doodgaan en eers dan sou die vruggebruik oorgegaan het na die kinders toe. Maar dis nie wat hier gebeur nie. Wat hier gebeur is dat die seun sy erfdeel opeis en dan sit hy daardie goedere om in geld, dalk sommer by die naaste pandjieswinkel, ons weet nie. En dan kry hy koers na 'n ver land toe, waar hy weg van die wakende oog van sy ouers sy geld kan verkwis soos dit hom behaag. Hy wou vry wees en nou voel hy is vry. Dit bly vir my altyd so 'n bietjie verstommend dat die pa bereid was om toe te gee aan sy seun se eis. Ek het al baie gewonder, veral toe ek nou so tiener was, het ek dan gewonder wat my pa met my sou aanvang as ek so iets van hom sou gevra het. Ek dink eintlik weet ek wat hy sou gedoen het, so ek het dit nooit vir hom gevra nie. Maar in elk geval, hierdie seun het dit gedoen en sy pa het gedoen wat hy gevra het. Ek onthou hoe dit my pa baie keer vir ons as kinders gesê het, dat ervaring iets is wat die meeste van ons verkies om duur voor te betaal, terwyl ons dit verniet kan kry in die vorm van goeie raad. Hierdie pa in die gelykenis weet wat vir sy seun voorlê. Hy weet al te goed dat daar 'n hartseer pad is wat op sy kind wag, om hierdie stukkie lewenservaring op te doen wat hy wil verkry. En tog gee die pa aan die kind sy erfborsie en hy laat die kind toe om die pad te vat na sogenaamde vryheid. Nou as jy met mense se ewige bestemming te doen kry, wat dit soms vir jou voel, jy wil 'n ou in die nek gryp en jy wil vir daai persoon amper die hemel indwing en vir hom sê, luister net wat die Bybel vir jou sê en doen net wat die Bybel vir jou sê. En tog weet ons, dis nutteloos. As iemand nie uit sy eie keuse die Here wil dien nie, dan help dit nie om so 'n persoon te dwing om dit te doen nie. God dwing niemand die hemel in nie. God het nie vir my gedwing om hom te dien nie. God het nie vir jou wat gekies het om die Here te dien ooit gedwing om dit te doen nie. Dis elkeen sy eie keuse. En so is dit ook die geval
met hierdie jongste seun. En die pa weet dit. Maar let mooi op, ek het nie gesê dat as jy sou besluit het om jou rug op die Here te draai, dat jy dan gelukkig gaan wees nie. Hierdie jong man het geglo, hy is vry, hy het geglo, hy het geluk gevind in al daai geld wat hy gekry het. En hy vertrek na die ver land toe, en daar gee hy sy geld uit op elke denkbare vorm van losbandigheid. En soos wat dit gewoonlik maar gaan met mense wat geld het, kan ek my indink dat hy baie gewild was. Gewild was onder sy vriende, omdat hy vir hulle betaal het vir alles wat hulle wou gehad het. Hulle kon op hom teer vir drank en alle ander vorme van genot. En natuurlik was hy beslis ook gewild gewees onder die meisies, op wie hy lustig sy geld spandeer het. En tog kan mens nie help om te wonder hoeveel maal die seun miskien as hy die oggend wakker geword het met 'n hoofpyn na die vorige aand se partytjie, hoeveel keer hy daar vir homself gesê het, is dit regtig die moeite werd om so aan te gaan nie. Iewers moes hy geweet het, gaan die geld opraak. En hy moes tog besef het dat die mense met hom vriende is, nie omdat hulle van hom as persoon hou nie, maar omdat hulle van sy geld hou. Omdat hy so maklik vir hulle betaal vir alles wat hulle wou doen. En onvermydelik gebeur dit dan ook. Op 'n dag kom hy agter dat sy beursie leeg is. Terselfdertyd lees ons in hierdie gedeelte, tref daar 'n hongersnood die land. En skielik vind hy uit dat hy geen geld, geen kos en ook geen vriende het nie. En nou vir die eerste keer in sy lewe moet hierdie jongman gaan werk. En die werk wat hy moet doen, is hy met iemand se varke gaan oppas. Nou soos vir enige Jood wat 'n vark as 'n onrein dier beskou, moes dit seker vir hom 'n geweldige vernedering gewees het om varke te moet oppas. Erger nog, lees ons in hierdie gedeelte, word hy so honger dat hy naderhand lus voel om die varke se kos te eet. Maar dan maak hy nog 'n skokkende ontdekking. Sy lewe is minder werd as die van die vark. Want terwyl die varke nog genoeg kos het om te eet, stel niemand daarin belang om vir homself van die varke se kos te gee om te eet nie. Nou die pele waarna hier verwys word is waarskynlik afkomstig van die Johannes broodboom, en slegs die armste mense sou hierdie pele eet. 'n Spreekwoord uit daardie dae het gelei: wanneer die Jood op die vrugte van die Johannes broodboom aangewese is, keer hy terug. En dit is dan presies wat met hierdie jong man gebeur. Ten einde laas begin hierdie man besef, ek kan nie so aangaan nie. Ek is honger, ek kry nie kos om te eet nie. En hy begin terugdink aan sy dae in sy ouerhuis. En hy vergelyk dit met wat hy daar gehad het en wat hy nou het. En hy besef, maar ek was daar baie beter af gewees as wat ek nou is. En hy neem 'n besluit om terug te keer na sy vaderhuis toe, om dan as slaaf in sy pa se huis te gaan werk. En nou verskuif die fokus weg van hierdie jong seun af, en die fokus val nou op die pa. En wat ons hier van die pa lees, is dat hy reeds van ver af die seun sien naderkom. En die indruk wat hier geskep word deur die manier wat die verhaal vertel word, is dat die pa dag vir dag daar gesit het en uitkyk het op die pad om te sien of sy kind nie dalk iewers tot inkeer kom en sou besluit om terug te kom huis toe nie. En as die pa dan op 'n dag die seun gewaar op pad terug na die huis toe, dan lees ons, hy hardloop hom tegemoet. Hy omhels sy seun en hy groet hom met 'n soen.
Nou vir die Oosterlinge van daardie tyd was sulke optrede geheel en al onvanpas en taboe gewees. As 'n eerbiedwaardige ouer persoon was die sosiale gebruik van daardie tyd dat hy moet wag totdat die jonger persoon na hom toe kom. Hy gaan nie die jonger persoon tegemoet nie. Nog minder sal so 'n ouer persoon hardloop. Die sosiale gebruik het voorgeskryf dat 'n ouer persoon moet stadig en statig loop, nooit hardloop nie, want dit pas nie by 'n mens wat so oud is nie. Maar daai pa is bereid om al hierdie sosiale gebruike van sy tyd omver te gooi, omdat hy so bly is om te sien dat sy seun naderkom, dat sy seun terugkom huis toe. En nog voordat die seun 'n woord gesê het, neem die vader 'n inisiatief om hierdie gebroke verhouding tussen hom en sy kind te herstel. As die pa die kind gesoen het, nadat die kind om verskoning gevra het, sou dit 'n teken gewees het dat die pa die kind vergewe het, omdat hy verskoning gevra het. Nou, dit op sigself sou wonderlik gewees het. Maar deurdat die pa die kind soen, nog voordat hy om vergifnis vra, dui Jesus vir ons aan dat die pa, ongeag die kind se gesindheid, ongeag wat die kind gedoen het, ongeag wat die kind wou sê, reeds die verhouding tussen hom en die kind herstel het. In die Winterpaleis in Sint Petersburg in Rusland hang daar 'n treffende skildery van Rembrandt, waarin hy dit reg gekry het om die emosie van daardie oomblik op 'n baie treffende manier uit te beeld. Daai oomblik as die pa en die seun bymekaar kom. Een van die mees opvallende kenmerke van die skildery, waaroor daar al baie geskryf is, al selfs boeke oor geskryf is die verskil tussen die twee hande van die pa. Die linkerhand wat meer die vader se beskerming uitbeeld, meer 'n growwe hand is, en die regterhand wat 'n sagter hand is, langer vingers, wat weer eintlik die moeder se tere liefde vir haar kind verteenwoordig. Wat eintlik maar vir ons wil sê dat hierdie pa, daai kind met alles, met alle liefde wat hy het, weer terug verwelkom in sy huis. Die seun het sy toespraak waarmee hy sy pa sou groet, waarskynlik 100 keer oor en oor op pad terug na sy pa toe aan homself herhaal. En nou begin hy om hierdie rympie wat hy al so goed ingeoefen het aan sy pa op te sê. Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar die kind eintlik wil sê, pa, ek het geen reg meer in hierdie huis nie. Daar is niks waarop ek aanspraak kan maak in hierdie huis nie. Ek het al my voorregte as familielid het ek reeds opgesê. Ek erken dit. Daar's niks waarop ek aanspraak kan maak nie. Maar voordat hy verder kan praat, maak die pa die kind stil. Sy pa wil niks verder hiervan hoor nie. Sy pa reageer daar in verse 22 tot 24, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Ek het vir baie lank gedink dat dit wat die pa hier gedoen het eintlik 'n manier was waarop hy die seun, die verlore seun, as 'n eregas wou terugontvang in sy huis. Dat hy hom soos 'n eregas behandel met al hierdie wonderlike goed wat hy vir hom gee. En dit sou sin maak as hy dit sou doen. Maar toe ek weer so 'n bietjie dieper gaan delf het, weer so 'n bietjie dieper gaan krap het in hierdie gelykenis, toe kom ek op 'n baie interessante ding af,
baie opwindende ontdekking wat ek gemaak het, wat vir my nog groter betekenis gee aan hierdie gelykenis. Onder die Jode van destyds was daar 'n gebruik wat bekend gestaan het as die Kesasa. Nou, die Kesasa is in werking gestel as 'n kind lynreg teen 'n familie se goedkeuring in een of ander iets sou gedoen het. As 'n kind byvoorbeeld sou 'n stuk land verkoop teen die wil van die res van die familie in, of as die seun sou trou met 'n vrou wat nie die goedkeuring van die familie weggedra het nie, dan is die gebruik van die Kesasa gevolg. Nou Kesasa beteken letterlik om iets af te sny. Die persoon word met ander woorde afgesny van die familie af, as die gebruik van die Kesasa in werking gestel word. Daai persoon verloor sy status as deel van die familie. Sover dit die familie betref, is hierdie persoon eintlik dood. Die persoon het gesterf. En die persoon wat op so 'n manier afgesny is ook as verlore beskou deur die familie. Hulle het gesê ons wil eintlik niks meer met hom te doen nie. Hy's weg en ons ignoreer hom verder vorentoe. En dit is presies wat met hierdie seun gebeur het. Alle bande met die familie is afgesny toe hy sy erfporsie opgeëis het en dit omgesit het in geld en toe vertrek het. En dan verstaan ons ook waarom die seun vir homself sê dat hy geen status meer het in sy ouerhuis nie. Sover dit hom aangaan, is hy reeds dood. Die beste waarop hy aanspraak kan maak, is dat sy pa hom sal aanstel as 'n slaaf. En in hierdie toestand, waarin die kind nou terugkeer na sy ouerhuis toe, lees ons, word hy tegemoet gehardloop deur sy pa. Hy word deur sy pa omhels en gesoen. En as die seun vir sy pa sê dat hy as vreemdeling by hom opdaag, dan maak die pa hom stil. Nee, maak gou, bring klere, bring die beste en trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. Dis die pa se reaksie op dit wat die seun sê, dat ek hier is as vreemdeling en as slaaf. En die pa sê nee, dis nie die waarheid nie. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie wat daar gebeur het dan. Normaalweg, as 'n gas by jou huis opgedaag het, dan is die persoon se sandale uitgetrek sodat sy voete gewas kan word. In hierdie geval gebeur die teenoorgestelde. Die seun ontvang skoene om aan te trek. Nou slawe het kaalvoet geloop, maar die seun kry skoene om daardeur aan te dui dat hy weer deel is van hierdie familie, dat hy weer deel is van hierdie gesin waaruit hy gekom het. Dit wil vir ons aandui dat hierdie seun voortaan weer die voorregte van die familie kan verkry. Die Kesasa of die afsnydingsgebruik is effektief hiermee beëindig. Die seun was dood en nou lewe hy weer. Die ring wat hy ontvang is ook nie iets wat normaalweg aan gaste gegee sou word nie. Die ring was baie moontlik die pa se seelring gewees, en dit wil dan vir hierdie seun sê dat die pa sy magte wat hy as vader het, oordra aan hierdie seun, om van hom te sê, jy's volledig weer deel van hierdie familie. Jy's 'n volwaardige lid van ons gesin. En dan die ander interessante ding, die klere wat die seun aantrek. Daar staan letterlik in die Grieks geskryf dat hy die eerste klere ontvang. Ons vertaal dit gewoonlik in Afrikaans met die beste klere. Maar die Kesasa gebruik het voorgeskryf dat as die persoon wat afgesny is die huis verlaat, dan moet daai goeie klere, die beste klere, agterbly om te verhoed dat daai kind nie dalk op 'n manier daai goeie klere misbruik
miskien verkoop of dalk maak of hy deel is van 'n baie belangrike gesin of so iets, as hy dan weggaan van die huis af nie. So daai klere moes agterbly in die huis. En as Lukas dan vir ons hier vertel dat die eerste of beste klere dan aan daai kind gegee word, dan gaan dit eintlik oor daardie klere wat agtergebly het toe hy die huis verlaat het. So die klere wat deel was van hierdie afsnyding, word nou weer teruggegee aan hierdie seun. Weereens om vir hom te sê, jy's deel van die familie. Ons verwelkom jou terug in ons gesin. Jy word in volle ere herstel as familielid. Waarop kom dit nou alles neer? Hierdie seun wat willens en wetens in die vieslikste sonde verval het, wat gekies het om so te leef, sonder enige voorwaardes, word hy nou deur sy pa terugverwelkom in die ouerhuis. En hy ontvang al die eer wat hy voorheen gehad het, weer terug. Hy kry skoene om aan te trek, hy kry sy pa se ring, en hy kry sy beste klere terug. Hy's terug by die familie. En broer en suster, dis seker nie nodig om vir jou te sê wie hierdie seun is van wie daar gepraat word nie. Dis ek en jy van wie Jesus praat. En die pa van wie hier gepraat word, dit is God self. Eintlik maak ons 'n fout om te praat van die gelykenis van die verlore seun. Eintlik is dit die gelykenis van die barmhartige Vader. God is, en verskoon die beeld wat ek gebruik, maar God is so dol verlief op sy kinders, dat hy nie anders te kan as om daai liefde uit te stort op elkeen van ons nie. Dat hy nie anders te kan om by die geringste teken, dat ons wil teruggaan na die Vader toe, ons tegemoet te hardloop, ons te omhels en te soen en vas te gryp, omdat hy so bly is, dat ons terugkeer na hom toe nie. God wil ons elkeen met oop arms terug ontvang as deel van die familie van God. Waar bevind jy jouself vandag in jou verhouding met God? Is jy dalk op 'n stadium in jou lewe wat jy weet, alles draai eintlik maar om myself en my eie belange, dit wat ek wil hê? Voel jy dalk vanoggend dat jy iewers vervreem geraak het van God? Dat jy op 'n stadium in jou lewe baie naby aan God was, maar nou weggedryf het van die Here af? Weet jy, jou hemelse Vader wag vir jou. Dis nie nodig om eers by die varke 'n draai te gaan maak nie. Die Here wag vir jou. Jy kan vandag nog teruggaan na jou Vader toe. Miskien is dit so dat jy dalk in jou gemoed voel, eintlik het ek klaar tussen die varke beland. Dit gebeur. Ons wees maar eerlik, dis soms nie lekker om daar te wees nie. Nie lekker om daar tussen die varke te bly nie. Maar ook jy is welkom by die feesmaal in die Vader se huis. Staan sommer nou op en gaan terug na jou Vader toe. Hy wag vir jou. Maar daar's nog 'n karakter in die verhaal. En dis die ouer broer. En nou verskuif die fokus na hom toe. En hy is hoegenaamd nie tevrede met sy pa se goedgunstige optrede teenoor die jonger broer nie. Wat hom betref,
het die jonger broer sy eie bed gemaak en nou moet hy maar daarop slaap. En hierdie ouer broer verteenwoordig die tipiese optrede van die kerkleiers van daardie tyd, die fariseërs en die skrifgeleerdes. Julle onthou mos hoe verlede Sondag se skriflesing begin het. Die tollenaars en die sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Die kerkleiers het gevoel dis hulle verantwoordelikheid om daarteen te waak dat die Here nie te genadig is nie. Mense wat soos hierdie jonger seun tot inkeer kom, kan nie sommer so sito terug aanvaar word in die koninkryk van God nie. Hulle moet eers boet vir hulle wandade, so het hulle gedink. Dan moet eers offers gebring word vir al die sondes wat hulle gedoen het. Dis byna asof die kerkleiers bang was dat daar iewers iemand sal wees wat gelukkig kan wees, wat opgewonde kan wees in die teenwoordigheid van die Here. En daarteen het hulle gewaak. En nou kom Jesus en hy keer hierdie tradisionele siening onderste bo. Want as jy na die Here toe draai, kom sê hy deur hierdie gelykenis, dan hardloop jy nie net in die geopende arms van die Here vas nie. Nee, hy hardloop jou tegemoet. Hy omhels jou met sy oop arms en hy druk jou vas teen hom en hy soen jou om jou terug te verwelkom in sy koninkryk. En as jy nog dink dat jy moet keer, dat die Here nie dalk 'n fout gemaak het, dat die Here nie dalk te genadig is nie, dan hoor jy die Here sê, ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Die bekende skrywer Philip Yancey skryf in sy boek What's So Amazing About Grace. Dit is 'n boek wat ek ter harte wil aanbeveel vir enige een om te lees. As jy hom iewers in die hande kan kry, lees hom of kom leen hom by my, ek sal hom vir jou leen. Lees daai boek. Hy skryf, Grace means there is nothing we can do to make God love us more. And grace means there is nothing we can do to make God love us less. Niks wat ons doen kan maak dat God ons meer liefhet nie, en niks wat ons doen kan maak dat God ons minder liefhet nie. Dit, geliefdes, is hoe God is. 3 gelykenisse. 'n Skaap wat verlore geraak het en toe deur die goeie herder gevind is. 'n Vrou wat haar muntstuk verloor het en dit toe weer gevind het. 'n Seun wat weggeloop het na die varke toe, maar wat met oop arms terug verwelkom word in die Vaderhuis, sonder verwyte en sonder voorwaardes. En in al 3 gevalle word daar geëet en fees gevier, want wat verlore was, is weer gevind. En as ek en jy vandag in die spieël kyk, dan weet ons mos, dis oor ons wat hierdie gelykenis gaan. Daarom, geliefdes, baie, baie welkom by die Here se feesmaal. Amen. Here, ons staan verstom oor u liefde en oor u genade. Ons verstaan dinge so anders. Ons wil partykeer maar soos hierdie ouer broer keer, dat u nie te genadig is nie. Dat u nie per ongeluk mense vergewe wat eintlik nie vergewe moes word nie. Mense wat ons nie sou vergewe het nie. Dat u nie mense verwelkom in die koninkryk wat ons voel eintlik maar nog steeds tuis hoort by die varke nie. Vergewe ons, Here,
as ons nie dieselfde genade en dieselfde liefde openbaar as wat U doen nie. Maar Here, dankie ook dat ons weet dat U arms nie net oop is vir ons nie, maar dat U ons tegemoet hardloop by die geringste teken daarvan dat ons wil terugkeer na U toe. Here, hierdie aangrypende verhaal van hierdie seun en sy vader sal vir ons altyd herinner aan U liefde vir ons. Dankie dat ons U Vader mag noem. En dankie dat U vir ons verwelkom in U koninkryk, in U Vaderhuis, en dat U ons verwelkom by U feesmaal. Ons bring al die lof en al die eer aan U, ons Here. Amen.